Veel jonggelovigen worstelen daar ook mee. Hè? Van, ja, hoe zit dat nou? Wat ik nou hoor, wat ik nou waarneem, is dat nou van de boze of is dat nou van God? En Gerrit heeft iets laten vertalen vanuit het Engels en dat wil ik graag voorlezen. De stem van de Satan is altijd luidruchtig, sterk en veel eisend. Maar de stem van God is altijd zacht en overtuigend. De stem van Satan gaat nooit over specifieke dingen, maar dikwijls over algemene, ofwel vage dingen. De stem van God is op de kern gericht en is specifiek. God is geen God van verwarring. De stem van de Satan eist vaak veel en probeert altijd meteen een beslissing te krijgen. Dat moet per direct. De stem van God leidt altijd. Daar is ook tijd voor nodig. Tijd is altijd een grote bate om Gods stem te kennen. Dus niet over één nacht ijs of zoals je zei. De Heer wil best dat we er ook een nacht over slapen. De stem van Satan maakt je perplext. Creëert verwarring en onstuiming. Wat is dat, onstuiming? Onstuimigheid, roerigheid. Oké. Maar de stem van God is altijd duidelijk en onderscheidend. De stem van Satan wordt nooit gekenmerkt door een rustige geest. De stem van God geeft ons grote rust van zekerheid. De stem van Satan is altijd bang voor het licht van God en trekt zich ervan terug. Dus de stem van God, als de Heilige Geest ons overtuigt, ook van zonde overtuigt, dan leidt het ons altijd naar het kruis, brengt ons dichter bij het kruis. Maar als Satan ons vals beschuldigt van zonde, en we trekken onze schulp en we trekken ons terug en we gaan bij het kruis vandaan en we denken, nou ik ben dan zeker zijn kind, we gaan de andere kant op, dan is dat typisch iets van de boze, dat hij ons niet wil brengen in het licht en dat hij ons wil brengen naar het kruis. De stem van God is altijd open en gewillig om raad en antwoord te geven. De stem van Satan brengt wanhoop en ontmoediging, maar de stem van God brengt de christen grote bemoediging. De stem van Satan doet een beroep op de natuurlijke instincten en hij stelt voor, ik wil, ik eis, maar de stem van God doet een beroep op hogere instincten en stelt voor, ik ben verondersteld. Wie kan dat uitleggen hoe dat zit? Nog een keer. De stem van Satan doet een beroep op de natuurlijke instincten en hij stelt voor, ik wil, ik eis, maar de stem van God doet een beroep op hogere instincten en stelt voor, ik ben verondersteld. Dat woord is I ought. Wat betekent dat? I ought? Ik behoort. Ja, precies. Ja. Dus dat is iets minder eisen, maar meer vrijwillig. Of althans, met respect van je wil. Als iemand mijn wil volgt. Oké, ja, precies. Ja. Goed, de stem van Satan verdwijnt als de christen weigert ernaar te luisteren. Maar de stem van God groeit sterker en dieper. Nou, ik denk dat het een hele mooie praktische informatie is. We zullen dat ook op internet uitwerken en ook jullie allemaal doormailen via de mail. Goed, Gerard. Je mag hier komen staan. Ik heb al een vraag van iemand op papier gekregen. Ja. Kom maar hier staan naast me, dan zal ik je helpen om de vraag te verstaan. Deze persoon vraagt, er is zoveel te bidden, er is zoveel praktische dingen zijn er te bidden. Hoe pak ik dit nou aan, te midden van al die gebedspunten? Er gebeurt zoveel om me heen dat ik wel 7 dagen per week, 24 uur per dag kan bidden. En mogelijk kom ik daar nog tijd tekort. Voor wat moet ik wel bidden en wat niet? Ik denk dat het een hele praktische vraag is. Hoe kan je nou te midden van al die lasten en zorgen en noden die je ziet, hoe kan je daarin nou een weg weten te vinden om voor die dingen te bidden waarvoor we moeten bidden? Verstaan. Kom ek vra vir u, kan julle 'n bietjie nader kom, dan kan ek vir u sien, van julle sit daar in die donker, en ons nou net gesê, die stem van Satan wil nie na die lig toe kom nie. So al julle sondaars daar agter kom vorentoe asseblief. Daar sy.
Kom die Italianers, kom sit hier so. Arme Jelena. So. Sadduseërs en die Fariseërs. Sadduseërs en die Fariseërs se vrouens, okay. Ja. Daar sê. Jy weet, die ding waarvoor ek die bangste is in gebed, is wanneer mense vir my vra, want daar is soveel vrae oor gebed, wat ons antwoorde na soek. En ek wil absoluut eerlik met u wees, 'n mens kom nooit by die plek, waar jy werklik weet hoe om te bid nie. Dis 'n skool van gebed. En ek het vir iemand gesê wat 'n vraag gehad het, tydjie gelede daar, toe sê ek, 'n mens leer en leer en leer. En gebed vir my is soos die oseaan, en u en ek hardloop in die oseaan, en ons gaan so diep dat ons voel, die water gaan oor ons kom, dan stop ons, en dan kyk ons om, en dan sien ons die water is nog net by ons enkels. So jy kom nooit by die plek, en ek is verskriklik bang, wanneer ek mense ontmoet, wat praat oor gebed, en hulle gee vir jou die gedagte, dat hulle ken alles oor gebed. Baie bang vir. Ek het 'n baie goeie vriend, wat 'n boek geskryf het oor die gebedslewe van Christus. En eendag toe skakel hy vir my uit Amerika, en hy is in diep geestelike moeilikheid. En hy praat met my vir 'n uur en 'n half op die telefoon, en vra vir berading, en help, en allerhande dinge. En ek luister, en probeer vir hom help, en toe ons klaar is, toe sê hy vir my, wat dink jy moet ek doen? En ek sê, ek dink jy moet 'n week gaan spandeer in vas en gebed, en kry 'n kamer elders, en kry jou Bybel, en water, en gaan alleen met die Here vir 1 week. En hy sê, so as ek dit doen, dan wat moet ek nog doen? Ek sê, jy moet 2 boeke saam met jou vat. Hy sê, regtig? Ek sê, ja. Hy sê, watter boeke? Ek sê, die eerste een is, jy vat die Bybel, en hy sê, wat is die tweede boek? Ek sê, die tweede boek is die boek wat jy geskryf het oor gebed. Hy het vir 5 jaar nie met my gepraat nie. Jy sien, ons kan alles leer oor gebed, maar aan die einde van die dag, moet ons op ons knieë gaan en ons moet dit doen. En gebed is nie 'n wapen nie. It's not a weapon. It's a battlefield. As Paulus praat van die wapenrusting van God, wat is 'n battlefield in Hollands? Dis 'n slagveld. En as Paulus praat oor die wapenrusting van God in Efesiërs 6, wat die geesvervulde lewe is, dan sluit hy dit af. En hy sê met alle gebed en smeking in die Heilige Gees. Is 'n slagveld. En die aanvalle van die sielevyand is ontsettend. Moody het gesê, een Christen wat die geheim ken om deur te kom na God toe in die gebed, is baie gevaarliker as 100 Christene wat nie tyd met God spandeer nie. So. Hoe hanteer ek dit as daar so baie verskillende dinge is wat na my toe kom? As ek vir elkeen, en ek is altyd so lief om vir mense te bid, ek het nou net saam met 2 persone gebid, ek weet nie eens of hulle getroud is nie, ek dink so, ek hoop so, wat, loof die Here, hulle is troud, so. Anyway, maar ek het saam, en dit was so wonderlik geweest om saam met hulle te bid, en mense kom baie keer na my toe en sê, ek wil hê dat jy vir my moet bid, dan bedoel hulle in die toekoms, dan sê ek nee, ek sê, ek bid vir jou nou, en hulle sê, waarom? Ek sê, as ek nie vir jou nou bid nie,
gaan dit moeilik vir my wees om te onthou om vir jou in die toekoms te bid. En dit is vir my altyd 'n groot seën. Maar hier is die probleem. As ek vir elkeen moet bid wat vir my vra om vir hulle te bid, het ek 48 uur nodig in een dag. En God werk nie so nie. Die Here Jesus sê, kom na my toe, ek het die Afrikaanse, wat sê die Afrikaanse vers nou weer? Come to me everyone that is labor and heavy laden. Wat sê die woord? Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en hy sê, ek sal vir julle rus gee. En hy sê, neem my juk op, en my juk is sag, en my las is lig. Nou, daar's een ding wat ek vir u moet deel aan, verduidelik vir u hoe u dit kan doen. In die eerste plek, wanneer dit kom by gebed, en ons het nie daarby uitgekom nie, een van die heerlikste waarhede van gebed, is die hoëpriesterlike bediening van Christus. Nou luister, hy sê vir ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede en middelye nie kan verstaan nie, maar een wat versoek is net soos ons. En hier kom die antwoord. Hy sê as gevolg daarvan, een wat versoek is net soos ons, maar sonder sonde, en hier kom die antwoord. Hy sê as gevolg daarvan, laat ons na die troon van God kom, sodat ons genade van God kan ontvang. En as al die dinge wat na ons toe kom, dit maak so kontak met die vraag wat iemand vir my gevra het, ten opsigte van die las van die Here, en gesê, hierdie las is so groot, hoe hanteer ek dit? En ek sê, daar is u deel verantwoordelikheid, en daar is God se verantwoordelikheid. Ek sê altyd vir mense, u weet die woord verantwoordelikheid in die Engels is responsibility. En ek sê vir hulle, responsibility is my response to God's ability. Jy sien, dit werk saam. So hoe verwerk 'n mens dit? Vanmôre het Adrian en myself daaroor gepraat in die kamer, en hy het vir my gesê, het jy 'n lys? En ek sê, nee, ek het nie meer 'n lys nie. Hy sê, maar wat het jy is nie 'n lys nie? Ek het 'n leier. En een van die aspekte van gebed, waarmee ons te doen het, is routine gebed. Jy sê, wat is dit? Jy bid vir dieselfde dinge elke dag, en hulle word deel van jou lewe. Ek het 'n vriend gehad wat 'n mentor vir my was, en hy het altyd gesê, Monday, I pray for missionaries, want dit begin met 'n M. Tuesday, wat met in Engels in 'n T begin, hy sê, I give thanks to God, in my tye van routine gebed. Hy sê, Wednesday, wat met 'n weer begin, hy sê, ek bid vir werkers. Hy sê, Thursday, wat met 'n T begin, wat doen nou, task. Hy sê, ek bid vir die taak van die Here op my. Hy sê, Vrydag, wat met 'n V begin, in Engels is family, hy sê, ek bid vir my familie. Hy sê, Saterdag, wat met 'n S begin in Engels, I pray for the saints. Hierdie is die Christene. En hy sê, Sondag, wat Sunday is, begin met 'n S, ek bid vir sondaars. Hy sê, dan staan ek op en ek preek my hart uit, vir die sondaars, jy weet. So party mense, hulle moet hulle self dissiplineer. Kom ek sê vir u hoe dit in my werk. And I don't have us together. Maar in routine gebed, en ek wil nie dat u moet dink dit selfsugtig klink nie. My grootste las in elke dag se bid is om te bid vir my eie verhouding met die Here. Want ek wil hê dat die kanaal moet skoon wees, sodat God deur my lewe kan vloei. En wat gebeur in my tye van gebed? Die eerste tydperk is net wat God besig is om vir my te sê, in sy woord, en met my praat. En as ek by die plek kom waar, en ek noem dit gemeenskapsgebed, wanneer ek aan sy voete kom sit, en hy praat net met my,
en hy breek my hart en sy teenwoordigheid word 'n realiteit. En uit daardie gemeenskapsgebed vloei roetinegebed. Ek bid vir my familie en vir my vrou, vir my dogter, vir my ander familie. Ek het nou vir iemand gesê met wie ons gesels het, vir jare vir my familie gebid en een na die ander het die Here vir hulle kom red. Don't you ever give up. George Muller van Bristol, die langste wat hy vir iemand gebid het, was 63 jaar. So wanneer het daardie persoon 'n Christen geword? 3 weke nadat hy dood is, het daardie persoon die Here gevind. So roetinegebed, gedurig. Nou dit is wat gebeur. Terwyl jy besig is met roetinegebed, kom taakgeoriënteerde gebed. Jy sê, wat is dit? Dit is wanneer daar 'n spesiale las is. Jy is besig om jou gedurende tye met die Here te spandeer en God kan dit varshou. En hoe hou God dit vars? As hy jou hart in die skrif breek. Ek het geen probleem om oor dieselfde dinge elke dag te bid as ek vars met God ontmoet het nie. As dit dood is, dan word dit stereotype. Maar as daar 'n varsheid is, dan is dit kosbaar. Maar wat gebeur in daardie tye van roetinegebed? Die Here bring spesifieke laste. Jy weet hoe dit my werk. Ek vind dit baie makliker om vir dinge te bid as mense. Jy weet, mense is dom as strand. Ja, dom as strand. Wat is stubborn. Wat is stubborn? Jy weet, hulle they wear wooden shoes and they've got wooden heads and they wouldn't listen. You know what I mean? En maar wat is die woord dan? Hardkoppig. Ja, ons sê in Afrikaans hardkoppig. Jy weet, hy is kapoets en boeglam, jy weet. Ja, so. Dis baie makliker vir my om ja. Nee, ek sal dit nooit sê. Dis 'n verskriklike ding om te sê. Ja, hulle is onnoosel. Nee. So uit dit kom, dan kom daar spesifieke dinge waarvoor jy bid. Kom ek noem net vir die laaste gedagte. Jy weet, George Muller van Bristol, die man wat 85.000 antwoorde op gebed gehad het. Jy daaraan dink, 85.000 antwoorde op gebed. En daar was 2 boeke geskryf vir sy lewe. Die eerste boek het die titel gehad, 35.000 antwoorde op gebed in 24 uur. En kan jy dit dink? En die tweede boek het die titel gehad, 50.000 antwoorde op gebed, wat vir hom langer as 24 uur. En iemand het een keer vir hom gesê, as u dit kan verstaan, sal dit vir u tot groot seën wees. Iemand het een keer vir hom gesê, Mr. Muller, pleit jy die beloftes van God wanneer jy bid? En hy sê nee. Hulle sê, maar wat bedoel u? U altyd praat u oor die beloftes van God. U sê daar is meer as 30.000 beloftes in die skrif en God het baie beloftes vir u gegee. Pleit u nie die beloftes van God nie? En hy sê nee. En hulle sê, wat bedoel jy? Hy sê, ek pleit nie die beloftes van God nie, maar die beloftes van God pleit vir my. Groot verskil. Dis wat ons gister gesê het. Ons weet so baie van die woord, maar die woord weet so min van ons. En dis wat met Muller gebeur het. Hy sê, ek bid nie vir mense en dan gaan ek na die beloftes van God nie. Hy sê nee. Hy sê, as dit gebeur, as ek vir mense bid, dan word ek so mismoedig, want niks gebeur nie. En dan gaan ek na die beloftes en hy sê, as ek kom by my tyd van roetinegebed, waar ek gedurig vir mense bid, hy sê, God het vir my beloftes gegee vir daardie mense, en as ek vir iemand bid, dan vra ek vir die Here, gee vir my beloftes. En die Here het vir my 'n belofte vir Maggie gegee, ten opsigte van Nederland. En die Here het vir my belofte gegee vir hierdie werk wat julle doen in hierdie land, en ek wil dit met Adrian deel, is kosbaar. Nou gaan ek en ek bid vir Maggie.
Nou maar Hoe let me. werkt de Heer dat uit dan dat je een belofte krijgt? Dat is praktisch. O, my aarde, nou vat jy my terug na 'n ander pad toe. Kan ek net hierdie klaar maak? Sê nou maar, God het vir jou 'n belofte gegee. As God vir jou 'n belofte gegee het, sê vir Maggie, ek gaan nie na die Here toe en sê, Here, hier is Maggie. Sy het 'n man nodig. Nee, sy het nie. Hier is Maggie. Sy, aarde. Hier is Maggie. Here, hier is Maggie. En wat sy nodig het, sy het 'n visum nodig. As jy met die verkeerde persoon trou, is beter om alleen te wandel as om met die verkeerde persoon te trou. Okay? So watch it. Anyway. Dis wat gebeur. So ek gaan na die belofte toe. Hier's God se belofte wat hy vir my gegee het vir Maggie. Dan sê ek, hier is die belofte. En dan kom die belofte en hy was deur my hart en my lewe. En hy reinig my en hy sit my eenkant vir God. En dan kom Maggie se lewe en bediening en naam vloei uit die belofte uit. En ek word nooit moeg om vir haar te bid nie. Dis wat Moeller sê. Ek pleit nie die belofte nie, maar die belofte pleit vir my. Hoe kry ek die beloftes? Jy's daar besig op jou knieë met die Here in gebed en in sy woord. En die Heilige Gees kom en hy bring daardie persoon na jou toe. En as hy daardie persoon bring, soos wat jy deur die skrif gaan sistematies, dan staan 'n belofte uit. En God vat daai belofte en hy bring daai belofte na daai persoon wat hy op jou hart gesit het. En dan gryp ek my pen en ek skryf daardie belofte langs die naam van daardie persoon. En weet jy wat is die wonderlikste? Dat as jy vir daai persoon bid en daai persoon se naam is omring met hierdie beloftes, dan word dit 'n geweldige groot seën. En so. Baie dankie. Lang antwoord, kort vraag. Goed, we hebben niet meer gebed nodig, maar meer beantwoord gebed nodig, zegt Sekpoene. Is dat zo? Kan u daarmee instemmen? Dus niet meer gebed nodig, maar we hebben juist meer beantwoord gebed nodig. Ek is nie 100. Oké, kom ek probeer weer. Joh, waar kan jy daai stelling van uit India? Hy sê ons het meer gebed nodig, maar God het gebed sal beantwoord. Gebede bid wat God beantwoord. Dankie. Partykeer beantwoord God gebed en hy hou die antwoord terug. Onthou jy vir Daniël? Die engel kom na hom toe en sê, Daniël, vanaf die eerste dag dat jy gevra het God geluister. Maar vir 21 dae is die antwoord teruggehou. Onthou jy in Lukas hoofstuk 11, toe die disippels kom en sê vir Jesus, leer vir ons hoe om te bid, en hy vir hulle verduidelik wat dit alles is, en toe hy verduidelik, toe sê, 'n vriend het gekom in die middel van die nag, 'n vriend het gekom in die middel van die nag, en hy het aan die deur geklop van 'n vriend nommer 2, en hy het vir hom gesê, 'n vriend van my, wat vriend nommer 3 is, het na my toe gekom, en ek het niks om voor hom te sit nie. En toe sê vriend nommer 2, wat agter die deur is, ek is in die bed, my kinders slaap, ek kan nie opstaan om vir die brode te gee nie. En toe sê die Here Jesus, as gevolg van, wat is die woord? Onbeskaamdheid. It is in die Griekse taal, it's shameless persistence. En partykeer beantwoord die Here gebed, maar hy hou die antwoord terug. Wat sê Andrew Murray as dit gebeur? Jy weet, ek het nog nooit hierdie vraag gehoor in al die jare nie. Ons het meer antwoorde nodig as wat ons het om te bid. Dis wat hy vraag. Ons het nie meer gebed nodig nie, maar meer gebede wat God beantwoord. Wel, jy kan nie antwoorde kry as jy nie bid nie. Ja, maar hij bedoelt dat het niet om de kwantiteit gaat, maar om de kwaliteit. Jo, ek moet daaroor dink. Wij bidden heel veel, maar die gebeden die worden niet beantwoord.
beantwoord. Dus we hoeven niet meer te bidden. We hoeven alleen maar één gebed te doen als maar God beantwoordt. Dus de juiste manier om te bidden, zoals God wel antwoordt. Dus eigenlijk misschien meer bidden naar de wil van de Heer, dat we veel buiten zijn wil om bidden. Ja, maar jy weet, dis die probleem. Jakobus sê vir ons, die vurige gebed van 'n regverdige man het groot krag. En die Bybel sê Jakobus het Elia het gebid. En as jy na die Griekse taal toe kyk, dis wat dit beteken. Hy sê hy het in sy gebed het hy gebid. En Robert Murray McCheyne het gesê, soveel van my tyd van gebed is besig om vir my voor te berei om werklik te bid. En ek weet nie hoe dit met ander mense werk nie. Partykeer in my eie hart, dan spandeer ek tyd met die Here, en terwyl ek tyd met die Here spandeer, dan kom die duidelikheid van wat hy werklik wil hê ek moet bid. En ons noem dit die gebed van die geloof. So ek is versigtig om lyne te trek ten opsigte van aspekte van gebed. Oh, dis totaal anders. Absoluut, ja. Ja, nee, hierdie ding van jy weet toe die Here Jesus sê moenie soos die Fariseërs Sadduseërs wees wat net 'n herhaling van woorde. Jy het met 'n heeltemal ander. Luister. As ons nie vir die Here dieselfde dinge kan sê nie, dan moet ons in 7 verskillende tale kan verstaan. I mean, as 'n mens vir iemand bid wat nie die Here Jesus ken nie, jou woordeskat is net soveel. En die Here Jesus homself, onthou jy toe hy in Getsemane gewees het, wat het hy gedoen? Hy het dieselfde ding 3 keer gebid. Vader, laat hierdie beker van by my verbygaan, nie soos my wil nie, maar soos U wil. En as jy dit gaan studeer, dan sien jy daar is 'n intensiteit. Byvoorbeeld, dis hoekom ons sê in Lukas hoofstuk 11, as die Here Jesus kom en hy sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, en klop en vir julle sal oopgemaak word. Jy sê, wat is dit? Dis 3 verskillende dimensies van gebed, wat ons vind. Okay, wat het nou daar aangegaan? Nou, het was, even voor de opname, maar het ging eigenlijk over dat het iets te snel ging, dat je uitlegde over met het krijgen van beloften, die je daar rondom een naam schrijft. Okay. Dus hij bedoelde iets te snel van, oké, maar toch iets verduidelijker. Ik zeg tegen Barco en Arie, van mijns inziens is het zo, jij bent met je Bijbelstudie bezig, met je schriftgedeelte bezig. Ja. En met dat je met het lezen van de Bijbel bezig bent, bepaalt de Heer ineens jou bij een bepaalde persoon voor wie je regelmatig bidt. Absoluut. En zodra die persoon in je hart komt, dan schrijven die belofte die de Heer daar zet je bij die persoon waarvoor je bidt. Ek skryf dit om sy naam. Ja, schrijf het om zijn naam, ja, oké. En dan gaan ek na daardie beloftes toe. Okay. En daardie beloftes kom na my hart toe en dit word vars. En dan vloei die naam van daardie persoon uit die beloftes en dan bly dit vars. Maar is het dan zo dat als je bijvoorbeeld een andere dag voor die persoon bidt, Ja. dat je dan vervolgens ook gaat pleiten op die belofte of dat niet zozeer? Nee, die beloftes pleit vir my. Ja, precies, duidelijk. Ja. I mean, as jy tyd met die Here spandeer, wat gebeur? Die Heilige Gees bring jou altyd terug na die skrif. En ek hoef nie die mense te gaan soek nie. Die woord van God kom na my toe en hy soek hulle. Want hy weet presies waar hulle behoefte is. Maar Ja. dus het kan zo zijn dat jij bijvoorbeeld een paar weken voor iemand bidt, maar daarna wordt de last weggenomen en bid je voor zo'n persoon niet meer. Oh, jy weet, die Here weet waar mense is geestelik. En as hy vir ons, en ek het vir iemand gesê vanmiddag, die las wat hy vir ons gee, ons moet leer om die las systematiek, is daar 'n woord in Hollands wat sê dissekteer? Verstaan julle daai woord? Nee. Dissect. Ontleed. Jy moet die las van God ontleed, stukkie vir stukkie.
even nou ga ik in de vraagbeantwoording even wat directer. Kijk, er staat hier bijvoorbeeld ook, wanneer weet je dat God je een last oplegt om te bidden? Hoe ervaar je dat? Dat is denk ik toch dat iets meer duidelijkheid nodig hebt. Hoe dit gebeur in gebed. Ja, maar wat is die last dan? Ik bedoel, ik praat even voor de ander. Iemand daar se behoefte. Dit kom op verskillende wyse. Jy weet, Een voorbeeld. goed. Dit neem is vir my in my eie lewe, as ek 5 minute saam met iemand bid, het ek 'n begrip. En ek het nie gawes van die Heilige Gees nie. Grootste gawe wat God vir my gee, is dat ek kan opstaan en met U praat. Jy weet. Maar Dat ik wat? dat ek kan opstaan en met jou praat. Oké, ja. Oké, ja. Spesifiek met Arjan, jy weet? En spesifiek met Ari. En ons is in die Vertel eens, hoe heb jij een last voor Nederland gekregen? Dat is misschien, maak je het praktisch. Arjan, ja. Ja, jy weet, as jy vir Arjan moet, het jy 'n las vir Nederland. Nee, het werk nie so nie. Nee. François Kaar het met my oor Nederland gepraat. En ek het in Nederland 8 jaar gelede buitekant Amsterdam by 'n konferensie gepraat saam met 'n man met die naam van Rabbi Zachariah. Weet jy wie is dit? En ons het met die leiers van 43 lande, geestelike leiers van 43 lande gepraat. In die oggende het ek lesings gegee oor gebed, en die aande was Rabbi Zachariah. En terwyl ons in Holland gewees het die Here vir my 'n las vir hierdie land gegee, voordat François Kaar my gepraat het. Die tweede ding wat gebeur het in Holland, my neef woon in Holland. En toe hy 5 jaar oud was, het ek hom na die Here Jesus toe gelei. En hy het die pad byster geraak. En toe hy 35 jaar oud is, nadat ek saam met Rabbi Zachariah gepraat het, toe bel hy vir my hier in Holland en hy sê, ek wil vir jou sien. En ons ontmoet in 'n hotel in Schiphol. En ek vat hom uit vir aandete. En vir 2,5 uur sit ek en ek praat met hom oor Christus. En hy sê vir my, ek weet nie eens of Christus nog, of God bestaan nie. Hy sê, ek het alles verloor. En nadat ek met hom gepraat het, toe sê ek vir hom, luister, ek gaan vir jou bid. En ons sit in die hoek van die hotel, en seker vir 45 minute, stort ek my hart uit vir hom, en bid vir hom. En ek vra vir die God in die hemel en sê, Vader, in Jesus se naam, kan U Uself aan hom openbaar. 'n Paar dae daarna, toe stap hy in 'n straat in Amsterdam. 'n Man kom na hom toe aangestap. En hy kom staan reg voor hom. Man is in sy 70's, en staan reg voor hom en sê vir hom, jy moet met God regmaak. En hy dink die man is 'n crackpot, jy weet. Wat is die elevator? Die huisbak gaan nie tot hierson nie. Ja, en hy het mure in die bovertrek. So, mure, wat is mure? Mure. Hy dink hy's 'n crackpot en hy sê, get off. En die Heilige Gees kom en sê, Ian, wat het oom Gerard vir jou gesê? En hy stop. En God sê vir hom, dis jou laaste kans. En hy draai om en hy loop agter daai man. Hy sê, wat is dit? En die man sê, kom saam met my. En daai aand ontmoet hy die Here in Amsterdam van alle plekke. En hoe ontmoet jy die Here in Amsterdam? En wat met my gebeur, wat lande aanbetref, ek is in 'n land en iets begin gebeur en my hart draai. En voordat François Kaar my gepraat het, was my hart al stikkend. En toe François Kaar met my praat oor die Hartkraai vir Herlewing, want ek is op die raad van Hartkraai vir Herlewing in Amerika. Lank voor dit gebeur het God my hart gebreek. As God nie my hart gebreek het nie, sou ek nooit by Holland uitgekom het nie. En wat hierdie werk aan betref, ek kan nie iemand hier laat kom praat wat sy hart nie stikkend is nie. As dit nie stikkend is nie, dan maak dit mense se harte hard, maar as dit stikkend is, dan breek dit mense se harte. OK? Jo.
Jy's 'n moeilike man. Las. Wat betekent het precies om gebroken te zijn en hoe wil de Heer dat ook toepassen in mijn gebedsleven? Gebrokenheid, praktisch, wat houdt dat in, gebrokenheid? Waar is my materiaal? Hou net hierdie ding vir een. Hoe weet ek wanneer ek gebroken is vir God? As ek gebroken is ek oorweldig deur my eie geestelike behoefte. As ek gebroken is daar 'n gees van vergifnis in my lewe en ek weet hoe om te vergewe omdat ek weet hoe ek self vergewe is. As ek gebroken is daar 'n diep afhanklike gees in my lewe en ek is altyd bewus van my behoefte aan ander Christene. As ek gebroken is daar 'n totale onselfsugtigheid in my lewe. As ek gebroken is ek gemotiveerd om ander Christene te dien en vir hulle te help. As ek gebroken wil ek altyd ander mense in 'n goeie lig stel. As ek gebroken is ek bewus van my eie onwaardigheid en ek is verskriklik geesdriftig dat God vir my sal gebruik in my onwaardigheid in enige bediening. En ek wil baie graag vir ander mense die krediet gee en ek is so bly as ander mense opgelig word vir wat hulle vir God doen. As my hart gebroken het ek 'n gesindheid en dit is wat ek sê. Ek verdien nie om in hierdie bediening deel te mag wees nie. Maar ek weet dat ek niks aan God kan offer, behalwe my lewe en die Heilige Gees wat deur my gebroke hart vloei. As ek gebroken is daar in nederigheid soveel dinge wat ek wil leer. As ek gebroken dan is ek nie bekommerd oor my reputasie nie. As ek gebroken is ek gewillig om naby aan ander mense te kom, sodat ek hulle las kan leer ken. As ek gebroken dan aanvaar ek altyd persoonlike verantwoordelikheid en ek kyk altyd of ek miskien 'n fout gemaak het. As ek gebroken is dit verskriklik maklik vir mense om vir my te benader. As my hart gebroken dan luister ek na kritiek met 'n oop en 'n nederige gees. As my hart gebroken is daar 'n verlange om altyd eerlik te wees en alwaarvoor ek omgee is nie wat ander mense dink nie, maar wat God weet en ek is gewillig om totaal oop te wees voor mense. As ek gebroken en God vir my gebreek het, gee ek nie om wat mense van my uitvind nie. Ek wil totaal blootgestel wees omdat ek weet ek het niks om te verloor nie. As ek gebroken is ek vinnig om my foute te erken en om vergifnis te vra. En wanneer my hart gebroken vir God en ek is onder die oortuiging van die Heilige Gees, dan kan ek spesifieke foute erken en dit bely. En as ek gebroken dan voel ek altyd opreg berou oor dit wat verkeerd is in my lewe. En wanneer my hart gebroken dan neem ek die inisiatief om altyd versoening te soek en te bring as daar enige misverstand of 'n konflik is. En ek hardloop na die kruis en ek maak seker dat ek eerste daar is en ek maak nie saak hoe verkeerd die ander persoon is nie. Wanneer ek gebroken vergelyk ek myself altyd nie met ander mense nie, maar ek vergelyk myself met die heiligheid van God en ek wil in die lig van God wandel en ek het 'n voortdurende verlange na 'n rein hart wat ek kan ondervind. En as ek gebroken is ek voortdurende bewus daarvan dat ek 'n vars ontmoeting met God nodig het in my eie verhouding met die Here. Does it make sense? That's how I know when I'm broken. Okay? Ja, die zal ik
Ja. Waar komt gebrokenheid voor in het Nieuwe Testament? Het woord of het principe gebrokenheid? Die gedagte van gebrokenheid spesifiek wat die woord aanbetref is 'n Oud-testamentiese gedagte. En ek wens dit my materiaal, dan kan ek dit van in die verduidelik. As u wil gaan kyk na gebrokenheid in die lewe van die Here Jesus. Want u sien, ons probleem is, as ons praat, jy weet, ek is in lande of in plekke waar, as jy praat van gebrokenheid, dan dink mense, dis al die verskriklike sondes wat ek gedoen het, wat vir my gebreek het. Luister, gebrokenheid het niks daarmee te doen nie. En as jy gebrokenheid wil gaan bestudeer in die Nuwe Testament, dan stel ek voor dit, gaan na die Johannes Evangelie toe, en gaan na die lewe van die Here Jesus toe, en kyk na sy verhouding met sy Vader, en sien wat uit sy verhouding uitvloei, en die stellinge wat hy maak, ten opsigte van sy vertroue, wat hy met sy Vader het. Want gebrokenheid het twee aspekte, 'n negatiewe aspek, en 'n positiewe aspek. En die negatiewe aspek is wanneer God, en jy sien dit in die lewe van die Here Jesus, wanneer God kom en hy wys vir ons die ontsettende behoefte van die wêreld in mense. En die positiewe aspek van gebrokenheid is wanneer ek na die lewe van Jesus gaan en sien hoe die behoefte van die wêreld sy lewe geaffekteer het en hoe hy gelewe het in die teenwoordigheid van sy Vader, en jy sien die twee aspekte by mekaar kom, en dis wanneer dit 'n werklikheid word. Verstaan jy dit? Persoonlijk denk ik, omdat ik onderwerp ook vaak bezig ben geweest, in het Oude Testament moest de wil van de mens vaak gebroken worden, zoals de nek van een ezel. Maar in het Nieuwe Testament wordt de wil overgebogen, zoals de catechisme zegt, liefelijk overgebogen, en komt onder de wil van God. En dat is wat de Heer Jezus zelf voorbeeld gaf, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Paulus zegt, ik ben gestorven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik denk dat dat het grote verschil is. Ja. Een verbroken wil, dat duidt op slavernij. Je kan niet anders meer, dus overgegeven wil is een daad van de wil, om die heel bewust onder Gods wil te zetten. Absoluut. Dat is overgave, Romeinen 12, als een offergave. 100%. Prachtig. Prachtig in Hollands. Nog een laatste vraag, Gerard, die nog in mijn hart leeft. Maar ik weet niet of je dat natuurlijk binnen nu en 5 minuten kan doen. Maar je hebt met ons 1 hindernis behandeld in het leven van Mozes. Over wie ben ik, heren? Maar wat zijn die andere 7 nog, of 8? 5 minuten, nou ja, goed. In ieder geval denk ik dat het goed is. In ieder geval is het denk ik goed om ze toch te noemen. Kort en... Ja, maar hier heb je ze bij de hand. Maar het is denk ik toch goed om dat even kort te noemen. Die, Luister, voor ek die antwoord, kan ek net vir u sê, wie van u verstaan nie Engels nie? Kom aan, Arie, ja, okay, luister maar net en vra die Here om jou hart oop te maak. Okay, dit maak so kontak met wat ons nou net, dis 'n pragtige gedagte van wat ons nou net gehoor het. Brokenness in the Christian life. The word in the Old Testament is which describe a broken heart can be translated shattered in Jeremiah 2 verse 13. Wat is shattered? Verbrysel in Jeremiah 2:13. Dit praat van broken cisterns. Wat is cisterns? Erdekruike. Broken cisterns wat geen water kan hou nie. Dit praat in die Ou Testament van die opbreek van 'n skip. In Esegiel 34 vers 4. Jy kan dit neerskryf as jy wil. Jeremia 2 vers 13, Esegiel 27 vers 34. Dit praat van 'n skaap wat geval het en wat sy bene gebreek het. In Daniël 8 vers 22. Dit praat van
'n bok wat sy horings gebreek het. So wat beteken dit om gebreek te wees? It means to be shattered. Brokenness is the soul being shattered, empty of its own confidence in the presence of God. Brokenness is the soul like a ship, shipwrecked, depending upon God. Brokenness is the soul like a sheep, broken through its own wanderings. Brokenness is the soul like a goat robbed of his own power as sy horings gebreek is. En dan kom die Bybel na ons toe in Psalm 34 vers 18 en dit sê, die Here is naby aan die wat vir hom dien met 'n gebroken hart. So is u daarna wil vat, dan kan ons dit vir u gee. Kom ek daag vir u uit wat Moses se lewe aanbetref. Kom ek verduidelik, ja, ons het company hierso. En hulle gaan ons soos Pinkstermense hierso agter in die kerk. In elk geval, pas op nou as hulle in tale praat, dan nie 'n probleem nou. Kom ek vat vir u na die lewe van Moses toe en ek gee vir u huiswerk om te doen. Want aan Vrydag aand toe ons genoem het, na 80 jaar toe die Here na Moses toe gekom het, en God vir Moses, God homself, en ek is versigtig om die woord te gebruik, maar dit sê die enigste wyse wat 'n mens dit kan, dat God homself aan Moses kom openbaar het. Nou wat gebeur het, as God homself aan ons openbaar? Die eerste ding wat hy doen, hy wil vir ons gebruik, maar hy openbaar aan ons behoefte. Want hy kan alleenlik vir ons gebruik op die wyse wat hy ons behoefte ontmoet, omdat dit vir ons gedurig aan hom afhanklik gaan maak. En ek wil vanmiddag vir u uit die eerlikheid van my hart sê, en ek praat met my eie hart, ek sê altyd vir die Engelse, you know, the Christian life, it's not easy, it's just difficult. Veral as God vir jou gebruik. Want as jy 'n maatstaf word wat God gebruik, gaan hy van jou 'n voorbeeld maak en hy gaan in jou hart werk op wyses wat jy nog nooit dit ondervind het nie. En die rede waarom hy doen is omdat dis soos versoeking. Waarom laat God toe dat ons versoek word? Hy laat toe dat ons versoek word sodat u en ek kan besef hoe ontsettend ons vir hom nodig het in ons verhoudings met die Here. So wat gebeur met Moses? Moses was nie bewus van al die behoeftes in sy lewe nie. En toe God vir hom roep en die stem van God kom, begin Moses om te reageer. En toe God vir hom toe kom en vir hom sê, Moses, en hy hom aan Moses openbaar en vir hom sê, Moses, ek wil hê dat jy die kinders van Israel moet uitlei. Toe reageer Moses, en toe hy reageer, toe kom die behoefte van sy hart na die op, en dit was 'n aspek van sy lewe wat nog nie gebreek is nie. Jy sien, God gebruik mense wat gebroken is voor God. En Moses was nie gebroken, en wat sê hy vir God? Hy sê, wat sal ek vir hulle sê? En ons sien sy, die woord wat ons gisteroggend gebruik het, sy, nie onbevoegdheid nie, maar sy onwaardigheid. Weet jy, onwaardigheid kan 'n verskriklike sonde word, want dit kan 'n skerm word, waar agter u en ek kan wegkruip vir God om. Nou gaan u in die boek Exodus, systematies, en gaan doen nou huiswerk, dan gaan u systematies deur die lewe van Moses, die 104 keer waar God met Moses gepraat het, en die 25 keer waar Moses met God gepraat het. En wat gebeur? Dan sien u hoe God met hierdie aspek van sy lewe. Hy sê, wat bedoel hy wat gebrokenheid, en ek wil hê u moet dit probeer verstaan, op hierdie wyse dat u vir my nie nog 'n vraag gaan vra daaroor nie, maar hier is hy. Gebrokenheid is 'n krisis wat lei na 'n proses, wat lei na 'n krisis, wat lei na 'n proses,
wat lei na 'n krisis. Luister wat die skrywer van die Hebreërs van die Here Jesus sê. Hy sê, vergewe my vir die Engelse taal, hy sê, he was made perfect through suffering. Dis wat hy sê. Hy is volmaak geword deur lyding. Dit beteken dat hy nie God was nie, absoluut hy was God, maar in sy menslikheid was hy volmaak geword deur lyding, omdat hy na plekke moes deurgaan, wat u en ek gaan volg, en ons weet dat hy al reeds daar gewees het. Jy sien, hierdie is die ding van die Christelike lewe, daar's geen plek waar jy kan gaan, waar Christus nie gewees het nie, as gevolg van die prys wat hy betaal het. Nou wat gebeur? As die Here vir ons gebruik, en kom ek gee vir u 'n hartgedagte van my lewe, as die Here 'n land op my hart sit, en baie keer as 'n mens na die land toe gaan, die eerste week spandeer 'n mens in vas en gebed, jy wag op die Here, en jy het te doen met die verskriklike aanslag van die sielevyand. En jy weet, Etienne Marits, ons het nou mekaar in Suid-Afrika gesien, en ek kan nou eerlik vir u sê, wat Holland aanbetref, die nag voordat 'n mens in Holland begin, en vergewe my vir die woord, ek gaan deur loutere hel. Meer as in ander lande? Ek gaan nie vir die antwoord nie, maar dan gaan jy dink julle is hopeloos. Dis geweldig. Dis geweldig. Die verlede keer toe ons hier gewees het, daardie nag voordat ons begin het, dis was asof die magte van die bose losbreek. En ek sal nooit vergeet, ek het my vroutjie geskakel die volgende môre, en sy sê, hoe gaan dit? Ek sê, ek het nie geslaap verlede nag nie. En sy sê, waar was jy? Ek sê, ek was onder kombers die hele nag, deken. Jy weet, sambreel. Ek was onder 'n deken die hele nag. En sy sê, wat was dit? Ek sê, is die las vir Holland. En as ons leer om te besef, dis nie net die las vir die sonde in Holland nie, maar dis die las omdat daar so baie van u is wat honger het na God. Dis geweldig. En wat word dit? Jy word, ek kan nie, for the lack of a better word, jy word die scapegoat. Die sondebok. Jy weet die bok wat die sonde dra. Dis klink beter. Jy word die een wat God na toe kom en deur jou lewe was as gevolg van wat hy wil doen. Nou as jy nie betrokke is nie, dan is dit anders. Jy weet, die meeste van u het hierdie naweek gekom en u het gekom en u wil graag hier gewees het. U moet dit weet. Die van, as ons werklik met God wil wandel, en ons harte is, julle klim nou in my hart, en ons harte is stikkend, dit kos absoluut alles. Absoluut alles. En mense sê, is wonderlik om dit en dit te doen. Ek sê altyd vir mense, as jy voel die Here roep vir jou, en daar is enige iets anders wat jy kan gaan doen dit. Hulle sê, waarom? Ek sê, sodat jy kan seker maak, dat die Here vir jou, hierdie is 'n heilige roeping, wat absoluut alles kos, en jy gaan 1000 kere sterf. En elke keer as dit gebeur, dan gebeur dit. Jy sê, sien jy uit om na Holland toe terug te kom? Absoluut. Sien jy uit na die worstelstryd? Not in your life. Dis ontsettend. En wanneer dit gebeur, een van twee dinge gebeur. Ons word of stikkend en sê, hier is ek, soos wat ons broer paar minute gelede gesê het, of ons sê, nee, ek gaan dit doen. En as jy daai gesindheid het, dan kan God nie vir jou gebruik nie.
Maar as jy 'n gesindheid het en jy sien dit in die lewe van die Here Jesus, wat het hy gesê? Hy sê die seun kan niks doen. Hier's gebrokenheid. Die seun kan niks doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. So wat het gebeur? Sy hele wese en sy wil was totaal aan sy Vader oorgegee. En wat het hy gesê in die brief? Hy het gesê, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy sê, ek verlustig om die wil van my Vader te doen. Kom ons gaan terug na Moses toe. 9 verskillende reaksies. Elke keer as God praat, dan sê Moses, nee. Dan sê God, Moses, ek kan nie vir jou gebruik nie, tensy ek vir jou daar breek in jou verhouding met die Here. En as, jy sê, waar gaan ek dit vind? Jy gaan dit sistematies vind, as jy deur Exodus gaan, Numeri en Deuteronomium. En weet jy wat gebeur? Hoe groter die lig kom, hoe groter word die verantwoordelikheid teenoor God. En wat het met Moses gebeur? God sê, praat met die rots, en hy slaan hom. En God sê, Moses, jy sal die land sien, maar jy gaan nie ingang nie. Ek is verskriklik bang vir hierdie ding, want die groter die lig wat God vir ons gee, die groter word my verantwoordelikheid teenoor die God in die hemel. Verstaan jy dit? Okay? Vraag zijn. Ik wil het even trouwens bevestigen, nog even met een woord wat natuurlijk heel indrukwekkend is. In Numeri 12, want over die gebrokenheid van Mozes. We kennen allemaal dat voorbeeld dat Mozes in zijn drift, dus die Egyptenaar onder het zand werkt. Maar er staat dus in Numeri 12 vers 3 staat er, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Moet je indenken wat er een werk in zijn hart is gebeurd. En die driftige Mozes, die zijn eigen leven, en dan staat er in, dat vind ik ook altijd heel indrukwekkend, in Deuteronomium 34 waar staat, Mozes nu was 120 jaar oud als hij stierf, zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan. Er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes, die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. Dus dwars door al die nood en die beproevingen heen, ja, heeft hij ook net zoals Abraham, denk ik, met God gesproken, van aangezicht tot aangezicht als een vriend. Maar ook dat, we zouden het Nieuw Testamentisch denk ik kunnen zeggen, hè, zijn kracht was niet vergaan. Het was gewoon echt een geestvervulde broeder, die echt met de Heer wandelde, denk ik, hè, die vol van de Heer was. Absoluut, absoluut. Goed, dankie Arjan. Ja, maar het is nu 6:50 en we zouden om 6:30 eten en ik denk dat we allemaal weer op moeten stappen. Dus laten we voor vanavond even kijken hoe de Heer de samenkomst verder leidt. Dus ik denk dat we nu met elkaar af moeten sluiten. Of Gert moet nu nog iets in het goede met ons gebidden, denk ik. Wat wil jy? Dat je gebed, eindgebed. Jy praat te snel. Daar is van julle wat gekom het en gesê het, na vanoggend, en ek is verskriklik jammer. Ek sê, dis te snel, vinnig. So, toe sê ek vir myself, hoekom luister hulle nie vinniger nie? So ons moet maar saamwerk. Op dit terrein ben je nog niet gebroken. Op hierdie terrein is jy te snel en ook nie gebroken nie. Kom ons ag Arjan, jy's 'n wonderlike ou broer, jy weet, soos David en Jonathan, maar pas op vir Goliat. Kom ons bid saam. Ek wil, waar is ons broeder daar? Kom hier so asseblief. Ek wil hê dat u saam met ons moet kom bid. Kom. Kees. Goed. U bid vir Arjan en dan bid u vir my. Weet je wat het probleem is? Ze kennen mij en dat 5 minuten bij ons altijd, bij mij altijd een half uur wordt of zo. Nee, dat is niet, maar we moeten gewoon wel ons nu 6:30 met Matze afgesproken dat we echt moeten doen. Nee. Dus Ja. we nu maar vanavond hebben we nog openstaan. Nou, dan wil ik vanavond spreken over hoe je dan wel moet bidden.
in navolging van het gebed van de Heer Jezus. Want we hebben gehoord hoe het niet moet. Maar ik kom net uit India en daar wordt heel veel aan meditatie gedaan. En daar wordt de naam van Jezus heel vaak gebruikt. In 5 minuten misschien wel tientallen keren. En dat wordt als een mantra gebruikt. En meditatietechnieken die komen ook in de kerk binnen. En dat is dus een verkeerde manier van bidden en vasten. Heer Jezus, dank u wel dat u ons ook vandaag in de dag onderscheiding van geesten wil geven. We hebben zo te maken met verwarring. En daarvoor hebt u de Philadelphia Bijbelschool hier laten oprichten. Om onderwijs te geven en om jongelui een fundament onder hun voeten te geven waarop ze kunnen bouwen. Het was niet voor niets dat u in Mattheüs 6 het vervolg op al die redenen over gebed ook dan het huis wat op een rots gebouwd is voorgeeft. En we willen graag op u bouwen. Op de leer van de apostelen en de profeten. En in de liefde geworteld en gegrond. Daar willen we voor bidden. En een zegen vragen voor de lichamelijke behoeften aan voedsel. Wilt u ook dat zegenen. Dank u voor deze bijzondere dag. Amen. Baie dankie.